'n Hulphond is soveel meer as net 'n loyale metgesel. Vir baie mense is dit die sleutel tot onafhanklikheid, selfvertroue en vryheid. Tydens Internasionale Hulphondweek vestig die wêreldwye hitsmerk Better Together veldtog die kollig op die belangrike rol wat behoorlik opgeleide hulphonde speel en waarom hoë opleidings- en welsynstandaarde so belangrik is. Om ons meer te vertel, gesels ons met een van Goeiemôre Good Morning se ou vriende, Pieter van die Kerk, hoof van openbare betrekkinge by die SA Guide Dogs Association for the Blind. Hartlike goeiemôre en lekker om weer met jou te kan gesels. Môre Pieter en dankie vir die geleentheid, môre aan al die kykers. Nou wanneer mense aan gidshonde dink hulle dikwels net aan honde wat blinde mense help. Watter ander rolle vervul hulphonde vandag alles? Ondersteuningshonde het oor die jare weier gegaan as gidshonde. Daar is deesdae word daar honde opgelei om persone in 'n rolstoel by te staan. Ons doen dit 'n dienshond. Ons organisasie doen gidshonde, dienshonde en ook outisme ondersteuningshonde vir kinders van ouderdom groep van omtrent so 4 jaar tot so 11, 12 jaar oud. Dit is die 3 wat ons doen, maar daar is ander velde ook. Daar is honde wat epilepsie basies optel en dan waarskuwings gee, die persoon gemaklik maak, medical alert, gehoorhonde ensovoorts. Dit is ongelooflik om te dink dat daar so baie rolle is wat hulle kan vervul, né? Pieter, vanjaar se tema is ook #BetterTogether. Wat is die boodskap agter hierdie veldtog? Die boodskap agter hierdie, Pieter, is ongelukkig daar is baie ondersteuningshonde en dit is baie belangrik dat die publiek bewus is en veral die korporatiewe en openbare sektor. Jy weet, mense wat kettingwinkels het en wat winkels het en publieke plekke het wat deur die honde besoek word, dat hulle weet wat is hulle regte, waarmee deel hulle, want ongelukkig het ons 'n aantal stout mense daar buite wat nie opgeleide honde of honde wat nie volgens 'n goeie standaard opgelei is. Hulle sit om in 'n jassie wat sê service dog of support dog en dan vat hulle die hond saam met hulle. Die honde is nie gekondisioneer om noodwendig in die publiek reg op te tree nie en dit veroorsaak vir ons organisasies wat wel geakkrediteerde opleiding het, baie probleme, want weet, mense sê dan, nou dogs allowed, ek wil nie 'n hond in my perseel hê nie, want dit is die maklike uitweg, maar dit is teen die konstitusie. Iemand wat 'n behoorlik geakkrediteerde gidsdienshond of ondersteuningshond het, hulle word gedek deur die grondwet van Suid-Afrika. So hulle het 'n reg, so as daardie kriteria gevolg word en identifikasie gevolg word, kan hulle eintlik nie geweier word om 'n plek te besoek of 'n rustige ete te gaan geniet. Pieter, dit klink ook vir my, dit neem baie tyd en opleiding as 'n ou dit nou reg doen om 'n hulphond gereed te kry. Hoe lyk daardie proses nou tipies van 'n speelse klein hondjie tot jou werkende hulphond? Pieter, ek gee vir die proses soos die Gidsondvereniging en ek wil net duidelik sê, ons is nie die enigste rolspeler nie. Ons is wel die organisasie wat die langste in Suid-Afrika is. Ons is al 73 jaar in Suid-Afrika. Ons is ook deesdae geakkrediteer by Assistance Dog International, ADI, in die International Guide Dog Federation. Dis waar ons autoriteit vandaan kry, want Suid-Afrika het nie regtig riglyne nog daarvoor nie, maar tipies, jy weet, volgens daardie 2 organisasies se kriteria en riglyne, ons deel ons eie hondjies, ons deel vir temperament en sekere fisiese kwaliteite, gebruik oorwegend labradors en ook goue retrievers, en dan of 'n kruis tussen die 2 hondjies word gebore. Ons is almal deel van 'n internasionale protokol, so jy weet, 'n mens kan byvoorbeeld semen met ander skole internasionale uitruil. Hondjies word by ons by geselekteerde mammas kunsmatig geïnsemineer. Hulle word gebore hier op ons perseel in ons eie kraamafdeling.
Hulle bly daar vir ongeveer tot 8 weke oud, maar in haar eerste van omtrent 2 weke oud, dan word hulle al op 'n programmetjie gesit, gestimuleer, gehanteer ensovoorts om hulle gewoon te maak aan hulle toekomstige beroep. Op 8 weke gaan bly hulle by 'n familie. Dit is waar die pleegouers inkom. Ons het altyd 'n groot behoefte aan pleegouers, maar indien enige kykers lus het om dit te doen, dit word ongelukkig net in Gauteng en in die Kaapstad, direkte Kaapstad omgewing gedoen, omdat dit 'n program is wat baie deeglike toesighouding nodig het. So van 8 weke af gaan bly hulle by families vir sosialisering, om hulle gewoon te maak aan die groter lewe daar buite. So van 16 tot 18 maande kom hulle terug, nadat hulle nou al daai nodige passies kan doen, en dan gaan hulle op of die program vir gidsond, diensond of outisme ondersteuning, want deur hulle pleegouer periode het ons al baie deeglik of begin sien in watter veld toon hulle jy weet potensiaal en waar hulle die beste rol sal kan vervul. Ja. Ja. Pieter, baie mense weet nie hoe om reg op te... Ekskuus, geen probleem, maak jou gedagte gerus klaar. 16, 18 maande gaan hulle in formele opleiding, en dan die laaste tyd, jy weet die tydjie daarvan is so omtrent die laaste maand, gaan hulle in opleiding saam met 'n instrukteur en dan hulle nuwe eienaar, die persoon vir wie hulle gaan werk, vir wie hulle min of meer 8 jaar lank van diens gaan wees. 'n redelike proses om te kom tot waar hulle dan nou lekker mooi regop kan staan en hulle ding reg en korrek kan doen. Net so vinnig ook, baie mense weet nie altyd hoe om reg op te tree wanneer hulle 'n gidshond of 'n hulphond in die openbaar sien nie. Wat sê jy reken is die goue reël wat almal behoort te ken? Goue reël is moenie die hond se aandag aftrek, vermy oogkontak. Moenie veral kinders, jy weet, en dit is 'n natuurlike reaksies, jy weet, hulle wil graag aan die hondjie gaan vat en wil en hulle bewonder die hond met redelike hoë intensiteit stemmetjies. Die regte optrede is, gaan na die persoon toe, as dit 'n gidshond is, want onthou, ons kan nie oogkontak maak nie, gaan na die persoon toe, sit jou arm of jou hand op sy regterarm, sê, môre, my naam is Pieter, kan ek asseblief vir jou hond hallo sê? Dit mag dalk wees dat die hond die dag redelik aandag afleibaar is, of dat die persoon reeds uit tyd uit hardloop om by 'n afspraak uit te kom, en as die antwoord sê, nie vandag nie, miskien volgende keer, moet dit asseblief nie as 'n negatief beskou en sê, maar blinde mense is altyd nors en ongeskik nie. Daar is redes daarvoor, maar dis die eerste en belangrike stap, is moenie die hond se aandag aftrek nie en gaan vra toestemming om interaksie te kan hê. Daar is nog soveel vrae oor hoe mense beter hulle self kan inrig as hy nou kyk na besighede en restaurante en so aan. Maar ek dink vir nou, omdat die tyd ons inhaal, as mense 'n bietjie meer wil uitvind om betrokke te raak en so aan, jy weet, waar gaan hulle julle kan kontak en hoe kan hulle julle in die hande kry of dalk ook hulp aanbied? Hulle kan ons kontak, ons webtuiste is www.guidedog.org.za. Hulle kan vir ons ook 'n e-pos stuur na info@guidedog.org.za, en ek nooi veral firmas en mense in die gasvryheidsbedryf en jy weet winkelsentrum eienaars om met ons in kontak te kom, want ons bied opleidingsprogramme aan dat ons julle personeel absoluut 5-ster personeellede kan maak. Pieter, baie dankie vir die lekker geselsie, sterkte ook daar aan julle kant, en ek is seker ons gaan binnekort weer gesels. Lekker dag verder vir jou ook. Nou ja, van hulp honde tot hulp op die sportveld of op die baan. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna oor die belangrikheid van goeie afrigting. En nog baie meer natuurlik hier by Goeiemôre, Good Morning, soos wat ons elke dag vir jou opdis. Kyk gerus uit ook vir ons YouTube kanaal vir in-diepte gesprekke en meer.